Vriende, baie welkom by Leef die Woord. En dankie dat ons saam met mekaar heerlik kan gesels met die Bybel voor ons oop en dat ons die Here toelaat om deur sy woord in ons lewens aan die woord te kom. Dit is altyd vir my so groot voorreg om saam met jou uit die Bybel uit te kan gesels. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U en ons loof U omdat U so wonderbaar is. Dankie dat ons U beter kan leer ken, dat ons nader aan U kan beweeg. Here, dankie dat U nie op 'n afstand bly nie en dat ons vanuit die skrifte U beter kan leer ken. Open ons oë dat ons die skrifte kan verstaan, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons begin vandag 'n gesprek wat handel oor die onvergelykbaarheid van Jesus. En wanneer ons praat oor die onvergelykbaarheid van Jesus, dan wil ons ook gesels oor die onweerstaanbaarheid van Jesus Christus. Jesus is en hy sal altyd die gans andere wees. Waarlik, daar is niemand soos ons Jesus nie. Nou nader ons ook daardie tydperk van die jaar waarin die lyding en die dood van Jesus Christus vir ons voorop staan. Nie net sy lyding en sy dood nie, maar beslis ook sy opstanding en sy hemelvaart, en ons dink daaroor na in die verwagting dat Jesus Christus gou gaan terugkom. Natuurlik moet ons ook vir mekaar sê, ons moet nie net gedurende hierdie tyd van die jaar oor sy lyding en sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart nadink nie. Ons moet die goeie nuus aangaande Jesus Christus, hierdie goeie nuus dat hy gesterf het, maar dat hy opgestaan het en opgevaar het en dat hy weer terug gaan kom, moet ons altyd tydig en ontydig verkondig. Ons moet Jesus Christus altyd deur voor oë hou. Maar ter voorbereiding van ons harte, wil ek tog hê dat ons gesels en spesifiek gesels oor hierdie skone sielsbeminde van ons saligheid, Jesus Christus, en wel oor die onvergelykbaarheid van Jesus Christus. Hoe heerlik vir jou en my om te kan sê dat ons Jesus ken en dat ons deur hom geken word. Ek dink aan Jesus se woorde in Johannes 10 vers 14 toe hy gesê het: Ek is die goeie herder, ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Wat 'n heerlike, vertroostende gedagte en waarheid om te hoor, dat ons deur Jesus geken word. Maar wie is hierdie Jesus? Wanneer jy en ek na die skrifte gaan kyk, dan sien ons vanuit die Bybel uit dat daar verskeie beskrywings van Jesus gegee word en dat daar verskillende toeskrywings aan Jesus gemaak word. Wanneer ons na die Bybel kyk, dan merk ons op dat daar vanuit die skrifte vir ons 'n duidelike woordprentjie geskilder word van wie Jesus is. Ek wil graag vir jou so 'n klomp van hierdie beskrywings gee. Ek gaan nie telkens die skrifverwysing gee nadat ek elke verklaring gemaak het nie, maar dit word uit die Bybel uitgeneem. En dan kan ons baie duidelik vanuit die skrifte uitsien dat Jesus Christus, dat sy naam, die beskrywing van wie hy is, soos 'n goue draad deur die letters van ons alfabet loop. Hy is die Alfa, hy is die advokaat, hy is die Almagtige, hy is die Amen. Hy is die apostel, hy is die arm van God, hy is die aanvoerder van God se leermag, hy is die laaste adem. Hy is die begin van die skepping, hy is die bewerker van ewige saligheid, hy is die brood van die lewe, hy is die beeld van God, hy is die bruidegom. Hy is die Christus, hy is die eerste, hy is die eersgeborene, hy is die ewige ek is, hy is die erfgenaam van alles, hy is die ewige koning, hy is die ewige Vader, hy is die engel van die verbond, hy is die einde, hy is Immanuel. Maar wie is hierdie onvergelykbare Jesus? Hy is die fondament. Hy is die goeie herder.
Hy is die getroue en waaragtige getuie. Hy is God met ons. Hy is die groot geneesheer. Hy is die hoop. Hy is die herder en die opsiener van ons siele. Hy is die horing van verlossing. Hy is die kosbare hoeksteen. Hy is die salige en enigste heerser. Hy is die Here van die heerlikheid. Hy is die Here ons geregtigheid. Hy is die Here van die Here. Hy is die Here van almal. Hy is die groot hoëpriester. Hy is die hoëpriester van ons belydenis. Hy is die hoof van die gemeente. Hy is Jesus. Maar wie is hierdie onvergelykbare Jesus? Hy is die knegt van God. Hy is die heilige kind. Hy is die koning op 'n eselsvul. Hy is die koning van die Jode. Hy is die koning van die heiliges. Hy is die koning van die konings. Hy is die lig van die wêreld. Hy is die opgaande lig uit die hoogte. Hy is die waaragtige lig. Hy is die leidsman tot die lewe. Hy is die lewe. Hy is die lelie van die dale. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy is die lam van God. Hy is die laaste. Hy is die losprys vir almal. Wie is hierdie onvergelykbare Jesus? Hy is die Messias. Hy is die blink en môre ster. Hy is die middelaar van die Nuwe Testament. Hy is die man van smarte. Hy is die meester. Hy is die narsing van Saron. Hy is die Nasareëner. Hy is die opperherder van die skape. Hy is die opstanding en die lewe. Hy is die Omega. Hy is die profeet en hy is die paaslam. Wie is hierdie onbeskryflike Jesus? Hy is die raadsman, hy is die redder, hy is die regter, hy is die rots. Hy is die saad van die vrou, hy is die spruit van God, hy is die seun van God, hy is die steen des aanstoots, hy is die sterke God, hy is die timmerman, hy is die toevlug vir die wat by hom skuil. Hy is die uitverkorene van God. Hy is die vertroosting van Israel. Hy is die vors en die gebieder van nasies. Hy is die verlosser en hy is die vredevors. Hy is die voorloper in die tabernakel. Hy is die wortel van Dawid. Hy is wonderbaar. Hy is die ware wynstok. Hy is die weg en hy is die waarheid en hy is die woord van God. Vriende, wanneer ek na al hierdie beskrywings kyk, wanneer ek dit alles nagaan en dit weer bidtend oorweeg, dan gryp dit my vas om te dink dat ten spyte van al hierdie heerlike en hierdie mooi toeskrywings en beskrywings van Jesus Christus, dat hy nogtans ten spyte van hierdie heerlikheid van wie hy is, dat hy tog mens geword het. Ons lees in die goeie woord van die Here dat hy wat in die gestalte van God was, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Vriende, dit is vir my verbuisterend groot. Dit is vir my verstommend dat hierdie onbeskryflike groot Jesus nogtans 'n mens geword het soos jy en ek, wel sonder sonde en in hom is daar geen ongeregtigheid gevind nie, maar nogtans, alhoewel hy so onbeskryflik groot is, 'n mens geword het. 'n Mens soos jy en ek, ter wille van ons geword het. Om te dink dat God ons so lief gehad het, dat hy die liefling van die hemel ter wille van ons nie gespaar het nie. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Vriende, dit is die onbeskryflike grootheid van ons Here Jesus Christus. Ons kan nie anders,
wanneer ons daaroor nadink, om in verwondering en in aanbidding te wees oor Jesus en sy onvergelykbaarheid nie. Voorwaar, dit is die waarheid. Jesus Christus is die gans andere. En nogtans is Jesus nie onbekend nie. Jesus is onvergelykbaar en so groot en oorweldigend in die beskrywings van wie hy is, nogtans nie by ons onbekend nie. Wanneer ons die skrifte nagaan, dan merk ons op dat ons hierdie onvergelykbaarheid van Jesus kan ons moontlik in 3 kategorieë deel. En dan merk ons op dat Jesus Christus onvergelykbaar is in sy wese, dat hy onvergelykbaar is in sy werk en dat Jesus Christus onvergelykbaar is in sy waardigheid. Wanneer ons dit sê en wanneer ons nadink oor Jesus, dan moet ons dit ook onder mekaar se aandag bring. Ons kan Jesus geensins ten volle begryp, ten volle verstaan of verduidelik nie. Immers, vriende, wie kan God verklaar? Nogtans kan ons tog vanuit die skrifte uit hom beter verstaan, nader aan hom kom en hom beter leer ken. Nou hoor ons en ons let op, dat Jesus onvergelykbaar is in sy wese. Hierdie unieke identiteit wat Jesus gehad het en steeds het as volkome God en volkome mens. Jesus Christus is die enige gebore seun van God, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, vol genade en waarheid. En tog weet ons van Jesus Christus dat in hom die volheid van die Godheid liggaamlik geopenbaar is. Jesus Christus is die medeskepper van die ganse geskaapenheid. In terselfdertyd is hy volkome mens, gebore uit die maagd Maria. Hy het honger geken, hy het droefheid geken, hy het moegheid geken en hy het ook in versoeking gekom. Hierdie wesenlikheid van Jesus se 2 nature, synde goddelik en menslik in een persoon te wees, maak Jesus Christus sonder weerga. Dit is juis dit wat hom so onvergelykbaar maak, so onbeskryflik groot maak. Maar dan merk ons ook op dat Jesus Christus onvergelykbaar is in sy versoenende werk, in sy verlossingswerk wat hy aan die kruis volbring het. Aan die kruis van Jesus Christus het hy vir die sondes, vir die ganse wêreld gesterf. Aan die kruis het Jesus Christus duidelik vir ons na vore gekom as die lam van God. Jesus se dood en Jesus se opstanding breek die mag van die sonde en die dood en dit bied nou aan elke mens 'n weg tot God, die enigste weg tot God, wat geen ander godsdiens of filosofie of menslike poging ooit kan naboots nie. In die Ou Testament lees ons dat daar by herhaling offers deur die priesters gebring moes word. Maar dan let ons op in die Nuwe Testament dat Jesus Christus eenmaal met sy eie bloed ingegaan het en 'n ewige verlossing vir ons bewerkstellig het. En daarom word daar nou in die Nuwe Testament ons aandag daarop gefokus en word dit kategories en baie duidelik, nadruklik verklaar dat daar net verlossing in Jesus Christus is. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam wat onder die mense gegee is, waardeur 'n mens gered kan word nie. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, en aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee God die mag om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Julle sien vriende, wanneer ons dink aan Jesus in die onvergelykbaarheid van sy werk, dan merk ons op dat Jesus Christus die enigste middelaar tussen God en die mens is, wat dus Jesus Christus se verlossingswerk uniek maak en onmoontlik maak om na te boots, te herhaal of te vervang. So Jesus Christus is onvergelykbaar in sy wese.
Jesus Christus is onvergelykbaar in sy werk. En in die derde plek merk ons op, Jesus Christus is onvergelykbaar in sy waardigheid, in die verhewe heerskappy wat Jesus Christus het. Jesus Christus se onvergelykbaarheid kulmineer, bereik sy hoogtepunt in sy verhoging met ewige heerlikheid. Na Jesus Christus se opstanding uit die dood, het God hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Nou sit Jesus Christus aan die regterhand van die Vader, van die Majesteit in die hemele. Aanstonds sal Jesus Christus in die 1000-jarige vrederyk regeer as die koning van die konings en die Here van die Here, waarna Jesus Christus altyd in luisterlike hemelse heerlikheid in die nuwe Jerusalem op sy verhewe troon as die Lam van God sal sit om te heers. Vriende, Jesus is onbeskryflik in sy waardigheid. Hy's onbeskryflik in sy heerlikheid. Wat 'n groot, wonderbare, onvergelykbare Jesus Christus dien ons nie. Daarom wil ons dit duidelik uitroep, ons wil dit hard en duidelik uitroep, Jesus Christus is onvergelykbaar. Geen wonder dat Paulus daardie pragtige loflied aangehaal het in 1 Timoteus 3 vers 16. Dink ek, toe hy ook vasgegryp was deur hierdie onvergelykbare grootheid van Jesus, haal hy hierdie woorde aan, onteenseglik. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Wie is soos ons Jesus? Hoe heerlik dat ons in die skrifte lees en dan verstaan, dat hy gister en vandag en môre dieselfde is, dieselfde onvergelykbare Jesus is, tot in alle ewigheid. En weet julle wat is so kosbaar? Vriende, ons kan in 'n verhouding met hom staan, wat hy moontlik gemaak het. Wanneer ek oor al hierdie heerlike dinge, hierdie beskrywings van Jesus, oor dit wat ons oor hom kan sê, wanneer ek oor al hierdie dinge nadink en na dit alles luister, dan is dit vir my reg om te sê, daar is geen beter en groter curriculum vitae as hierdie een van Jesus Christus nie. Ja, waarlik, Jesus is onvergelykbaar, vir ewig en vir altyd. En ek hoop jy ken hierdie onvergelykbare Jesus. Mag hierdie oordenking jou en my tot aanbidding lei van hierdie groot, onvergelykbare Jesus. Kom ons bid saam. Ons wil vandag met groot dankbaarheid verklaar, hoe groot is ons God, en hoe wonderlik om U te kan ken, Jesus. U is die gans andere, U is onvergelykbaar, en nogtans nie ontoereikend nie, nogtans nie ver nie. En ons wil U dank dat ons U kan ken en deur U geken word. Aan U al die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.